Hallo almal, baie welkom by ons Digidiens. Ons is by ons derde Sondag in ons Petrus reeks en vandag gaan ons saam lees uit 1 Petrus 3 en ek wil graag vir ons lees vers 8 tot 12. Ek lees uit die 83 vertaling vir ons vanoggend. Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer, om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Dit is die woord van die Here vir ons vandag. 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. Daar is een tipe stilte wat harder praat as enige geraas. En dis die stilte van jou selfoon wat geen geluide maak oor 'n naweek nie. Geen uitnodigings na geen partytjies, geen deelname van WhatsApp-groepe wat jy weet gevorm is, maar waarvoor jy nie uitgenooi is nie. Of die stilte van 'n maandagoggend by die werk, en almal gesels lekker saam oor die braai van Vrydag aand, maar jy was nie genooi nie. Daardie tipe stilte raas baie hard. Nou daar is twee standaard reaksies wat gewoonlik daardie stilte by ons ontlok. En die eerste is om harder te probeer om in te pas, om meer te doen, om anders aan te trek, om ander woorde te gebruik. Maar die eerste reaksie is standaard, doen meer, doen beter, doen vinniger, om meer in te pas by juist die wat jou nie uitgenooi het nie. En in 'n tweede reaksie is om jouself nou te wil verdedig en te sê, maar dis nie jou mense nie, of jy wil nie so praat nie, of jy wil nie dit doen nie. Dis die twee standaard reaksies. Of jy wil inwees, of jy verdedig jouself, hoekom jy nie uitgenooi is. Maar ek wil vanoggend 'n derde reaksie vir jou neersit en jou uitnooi na hierdie derde reaksie toe. En dit is om te lewe as 'n ambassadeur. So ek wil jou welkom sê. Welkom hier in die ambassade van genade. Dis hier waar ons lewe met oop deure en oop stoele, altyd plek vir nog. In vers 9 van 1 Petrus 3 skryf Petrus, moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel antwoord met 'n seënwens. Wanneer ons nie uitgenooi word of ingesluit word nie, is ons geneig om kwaad met kwaad te vergeld of te antwoord met 'n belediging. Status in die tyd van 1 Petrus of in die Bybelse tyd was alles gewees. So status vandag baie keer ook nog alles is vir baie mense. Die mense saam met wie jy assosieer of waar jy bly of waar jy dalk uithang in jou vrye tyd. Geld baie vir baie mense. In daai tyd, in 1 Petrus 3 se tyd, was dit so as die leerlooier van Efese byvoorbeeld nie deelgeneem het aan die aanbiddingspraktyke of die feeste by die tempel van Artemis nie, was hy uitgeskuif, eenkant en alleen gelos, en sy leerlooiery besigheid het gekwyn. Maar ek dink dis vandag ook nog so vir die besigheidsman in die Eikestad. As hy nie Woensdae saam praat by die golfdag, of Saterdagmiddag in die losie sit nie, dan word hy ook uitgeskuif, eenkant toe, en sy besigheid kwyn. Petrus sê ons kan rustig wees. Ons hoef onsself nie daaroor te bekommer nie. Iemand anders is reeds besig om namens ons op te tree. Soos wat ons verlede week gehoor het, vanuit 1 Petrus 2, vers 23. En dit is die taal van die ambassade. 'n ambassadeur in 'n vreemde land
raak nie betrokke by straatgevegte nie. Hy weet wie hy verteenwoordig. Hy hoef homself nie te verdedig nie. En juis daardeur, deur nie betrokke te raak by straatgevegte of bekgevegte met seer of sny woorde nie, deur sy tong te keer en nie kwaad met kwaad te vergeld nie, breek hy daardie sirkel. In 1 Petrus 3 vers 10 skryf Petrus vir ons, waar hy dan op Psalm 34 aanhaal, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuns. Dis maar interessant dat Petrus juis hierdie skryf. Want die raaisel is, hoe kan jy die goeie van die lewe geniet? Hoe kan jy goeie dae hê as jy uitgesluit word? As jou kollegas en jou sogenaamde vriende jou onsigbaar maak, omdat jy nie wil deelneem of nie uitgenooi word om deel te neem aan die dinge waarmee hulle besig is nie. Vir die wêreld is die goeie lewe 'n lewe van inpas, waar jy saam doen en saam praat sonder om vrae te vra. Maar vir 'n ambassadeur van die Christuslewe is die goeie lewe eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. Dit is die goeie lewe, nie skel of sny woorde nie. Keer jou tong, van kwaad praat keer jou tong, en jou lippe van stories dra. Keer jou tong, van kwaad praat keer jou tong. In die ambassade van genade is die taal wat ons gebruik mooi woorde. Nie woorde van bedrog, van skinder of van seermaak nie. In die ambassade van genade praat ons van vrede en ons jaag dit na. Petrus skryf in vers 11 vir ons, soek vrede en jaag dit na. Hoekom? Want ons vreugde hang nie af van inpas of uitnodigings nie, maar eerder van die vrede in ons hart. Dink jouself in, 'n woensdagmiddag by die golfklub, of 'n Saterdag in die losie, of 'n Vrydagmiddag met die glas Shannon by Vesta, terwyl jy daar sit en wonder hoekom is jy hier, met onvrede in jou hart, teenoor rustig saam met mense vir wie jy lief is, by wie jy tuis voel, met vrede in jou hart. Daar's 'n groot kontras tussen die twee. Romeine 8 vers 28, wat ons vroeër die jaar saam gelees het, sê dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, om meer en meer soos Christus te word. So in hierdie wêreld, in hierdie vreemde wêreld, waar ons 'n vreemde taal moet praat, moet ons ook nou begin vreemd lewe soos Jesus. Want ons moet besef, wanneer ons ambassadeurs van Jesus wil wees, gaan dit van ons vra om soos hy op te tree. Vreemd vir 'n wêreld. En dan in vers 12 skryf Petrus vir ons dat die Here sorg vir die opregtes en hy luister na hulle. Wanneer jy besef dat jy reeds in die ambassade van sy genade is, verander alles. Jy sien nie meer toe deure raak nie, maar jy sien die deure wat jy kan oopmaak. Deure wat jy kan oopmaak om ander in te nooi. En hierdie is die missionale hart van hierdie teks, hierdie 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. En dit is dat jy self word die oop deur wat uitnooi. Jy kyk in jou kantoor rond op 'n maandag, op 'n woensdag, op 'n Vrydag, en jy sien die raak wat uitgesluit word, en jy nooi in. Jy kyk in jou vriendekring, en jy sien raak, en jy nooi in. Jy doen wat Jesus sou gedoen het. Jy maak die deur oop, jy trek die stoel uit, en jy seën hulle in die ambassade van genade. Dit is wat Petrus van ons vra, as ons praat oor ons gedrag. Jy kyk in jou kantoor rond, en jy sien die raak wat uitgesluit word. Jy kyk in jou vriendekring rond, en jy sien die raak wat nie so genooi word nie. Maar jy raak die een wat nooi, in jou kantoor, tussen jou vriende. Jy doen wat Jesus sou gedoen het. Jy maak die deur oop, jy trek die stoel uit.
En jy nooi almal in hierdie ambassade van genade. En jy seën hulle ook hier vanuit die ambassade. So wanneer jy 'n ambassadeur van 'n anderste vreemde wêreld is, hoef jy nie terug te kap nie. Hoef jy nie terug te kap met skel of snywoorde omdat jy uitgesluit word of nie uitgenooi word nie. Want jy vertrou reeds die een wat regverdig sal oordeel. Wanneer jy 'n ambassadeur is van die vreemde wêreld, waarin Jesus die hoof is, klink jou woorde anders. Klink jou woorde juis soos die woorde van Jesus, wat uitnooi en wat innooi. En dan is jy nie 'n slagoffer van uitsluiting nie, maar 'n ambassadeur van insluiting, wat deure oopmaak, wat stoele uittrek, en wat mense innooi in hierdie ambassade van genade. En hulle juis seën met die liefde en die vrede van die Here. Mag jy hierdie week 'n ambassadeur van Jesus se liefde en vrede gaan wees. In hierdie vreemde wêreld. Mag jy deure oopmaak, mag jy stoele uittrek, en mag jy mense innooi in die ambassade van genade. Totsiens, tot volgende keer.